Mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Man, vandag gaan ons nou vir julle piesang en pekanoot broodjie maak. Nee, broodjie nie, sommer 'n klomp brode. Kyk, ons moes nou 'n dag die piesangs gekry, nou piesangs geëet, tot ons nie meer kan piesangs eet, en toe het ons piesangs gedroog, en nou is daar nog piesangs oor. Nou gaan ons piesangbrood maak. Nou kyk, dis eintlik 'n baie duur tipe brood hierdie, maar hy's bitter lekker. En dis nou 'n brood wat nou reg is vir kerkgeleenthede, kerkbazare, skoolfunksies en al daai goed. So as jy die brood maak, bak my nou nie dink jy gaan vreeslik wins maak of nie. Dis nou meer vir liefdadigheid. Nou kyk, hier is die piesangs. Die piesangs moet so wees of ryper. Hulle kan maar amper swart wees. Want hy moet die piesang moet fyn gedruk raak. Nou kyk, hier by ons is dit koud. So as die piesang nou 'n bietjie hard is, sit hom sommer in die mikrogolf raak, hy lekker sag. Piesang is 'n wonderlike ding, hy gee jou baie energie en is baie gesond. So ons gaan die piesangs afskil. Hier is ons meel en ons goeders as afgemet. Julle kan sien baie goed wat hier ingaan. Olie, alles. Die resep kom van Dan Engeltjie se ouma af. Sy was 'n boba's bakster gewees en toe het Dan Engeltjie se ma my oorlede ou skoonma het die resep by haar gekry en sy wou my onterf het, maar gelukkig het die resep daarin behou gebly. Ek het nou niks geld gekry nie, maar ek het daar die piesangbrood resep daarin agtergebly. Nou sy het nou gedreig op my te kom spook, maar tot sover het sy daarin nog nie. Sy seker bang ek hardloop weg, ek kom nooit weer terug nie. Nou ja, hier gaan ons nou met ons piesangbrood. Skil piesangs af. En julle onthou nou van die skille wat julle moet weggooi. Kyk, daar is 'n kan skille, piesangskil water. Hy kan maar staan. Hy kom niks oor nie. As jy nou sien hoe my tomaties daar nie, kweekhuis lyk daar, sê jy nou weet hoe kom jy die piesangskille moet weggooi. Maar hierdie piesang nou fyn gedruk raak. So afskil, fyn druk, afskil, fyn druk. So ek sê, hierdie piesangs, hulle kan maar hiervan so, net so, en baie ryper. So ons gaan nou die piesangs maar so nog so aan mekaar fyn druk. As jy nou hier 'n ding sien rondvlieg, dis 'n by. Kyk, ons is met bye boere en hier's nou 'n konfytkoker hier die kant aan die gang. En die bye, kom kyk wat daar by die konfyt aan die gang is. Hulle is maar hier so rond so. Moet nie te bekommerd wees oor die by nie. Okay. Ons sit nou hier pekanote by. Kyk, hier by ons pekanoot wêreld. Nou ons het altyd hier 'n transaksie in die gang met ons pekanote ruil vir heuning of vir ingemaakte goed of iets. So dis nou omtrent die enigste ding hier in hierdie piesangbrood wat ons nie koop nie. Maar dis omtrent te werk om hierdie piesang, om die pekanote af te skil, uit te dop en so. Ons sal nou goed die piesangs reg kry en dan vat ons hom verder. Okay, daar is ons piesangs nou klaar, fyn. Lekker, hulle is reg. Nou het ons hier 12 eiers, weet Dan Engeltjie se beroemde hoenderse eiers. Dit gaan nou hier in die mengbak in, ons dit moet die menger meng. Maar ons laat nie, die ding raas verskriklik, amper soos 'n hamermiel. So, julle hoef nie daarna te luister. 12 eiers, 5 koppies suiker. So ek sê, dis 'n duurhawelike brood hierdie. Dit is baie lekker. Dis omtrent 9 brode, so dis 'n groot, so jy kan hom afskaal as jy wil. As jy so 'n bietjie sommer kan doen na as dit werk. Okay, hier gaan 7 teelepels bakpoeier, 3 teelepels koeksoda en 2 teelepels sout. Daar gaan hy in. Is hy? En dan vat ons hierdie vanilla essence, ons gooi so proppie vol in. Daar gaan hy. Vanilla het daarom 'n smaak en 'n ruik wat op sy eie is. Okay, dan kom jy nog 5 teelepels kaneel ook by. Dis hy, nou gaan ons hom meng. Julle moet nie nou worry oor die resep en die hoeveelhede en al daai goeders nie. Ons gaan dit aan die eind gaan ons dit vir julle wys. So ek sê, dis groot maat, as jy so 'n bietjie somme kan doen, skaal hom 'n bietjie af, of jy kan hom opskaal, afhangende van wat se groot paarte jy het. Dis hy, hierdie eiers en die suiker en die ander goed is nou gemeng. Nou gooi ons 'n hele bottel olie in. Kyk, as 'n mens maar so maak,
Gaan het gehoor. So ek sê dis hierdie olie maak nou dat die koek klam bly, so jy kan hom so 'n tydjie hou. As hy, dan gaan die piesangs. As hy. Nou ja. Nou die meel kom nou later by. Ons gaan sommer daai pekaneute gaan ons in die meel ingooi en met die meel meng. Want die neute het 'n manier om loop afsak, lê dit onder ons graag reg deur die broodjie versprei hê. OK, die besigheid lyk al lekkerder. Nou ja. Ek dink is nou reg so. Ek krap net gou hierdie lepeltjie mooi skoon moet die spatula. Alles gaan daarin. Nou vat ons hierdie fyn gekapte neute, gooi dit in die meel. So ek sê, dis pekaneut wêreld hierdie. Pekaneute is baie volop hierso. Gou hierdie ou vruggie vat en meng ons net die besigheid so lekker deur mekaar dat die neute oral in die meel is. Dink as hy daai. Nou om die meel gaan nou die bak in en dan word hy gemeng en dan is ons amper daar. Kom net bygooi want die bak is nou redelik aan die volkant. Hy gaan. OK, ek meng hom eers net so 'n bietjie deur want dit lyk vir my die bak wil so al vol raak. Dat ons besigheid nou nie oorloop nie. OK. Dink ek sit ons nou gou die laaste by. Allee. Die bak is net mooi gelyk vol. Dis nou genoeg vir 9 brode hierdie. O ja. Die menger sit, die menger moet ons net lekker deurwoel en dan kan hy pan toe gaan. OK, hier gaan ons deeg nou, is nou klaar, ons gaan hom nou pan toe vat. Ons sit so 'n waspapiertjie onder in die pan en dan sprei jy koek dat die brood tog nie vassit nie. Nou ons ont is nou klaar warm gemaak. Nou ons weeg elke broodjie af dat hy 500 gram deeg in die broodjie het. So daar's almal mooi ewe groot en as daar oorbly dan maak jy sommer so 'n klein broodjie. Dan nou daar gaan sommer die deeg is nou half lekker ty. OK, ons sal nou almal afweeg en dan as hulle klaar is, dan gaan ons hulle gou in die ons gou weer wys as almal klaar is. Nou ja, hier is ons piesangbrood nou in die pan. Hy gaan nou ont is nou klaar warm gemaak. Kyk, ons bak hom so vir 25 minute teen 170 grade en draai ons die ont af en dan nog 15 minute op 160 grade. Nou kyk, elke ou se ont verskil mos nou so, jy moet nou maar kyk daar hoe jou ont werk, maar dis soos ons ont werk. En as hy nou party plekke donkerder is, party plekke ligter, dan moet jy maar die pan so 'n bietjie rondskuif. En die piesangbrood vries baie lekker, so as jy nou 'n klomp piesangbrode bak, dan kan jy in die vrieskas sit en dan kan jy nou net uithaal. Hy vries reg. Nou OK, nou gaan hy ont toe. Ons kyk nou as hy uitkom. OK, hier is ons piesangbrode nou. Hier gaan die laaste ene. So, is nog warm. So hierdie papiertjie aftrek. Allee. Baie mooi piesangbrode. Hulle ruik baie lekker, mens ruik sommer die piesang, daarom gou hierdie enetjie sny, ons kan proe. Dis nou piesang en pekaneutbrood. Gou moet ek 'n bottertjie smeer. Ai. Ja, nee, hy is sommer lekker. Baie lekker. Kyk, dis nie baie goedkoop brood hierdie nie. Baie lekker. Soos jy hom maak, moet nou nie dink jy gaan
wins maak op nou huis en so vir kerkbasare en skoolfunksies en familiefunksies en al daai goed. Maar maak hom gerus as jy klompie sing, dit is baie lekker.